Goeiemôre gemeente. Baie welkom ook by ons erediens vanoggend. Lekker om so saam met almal hier te wees. Het wil vir my voorkom ons jaarskop met 'n groter spoed af as wat die meeste van ons kan byhou. Ek het Vrydag gesien is net die kinders wat nog regop staan met die draf. Al die volwassenes het omgekantel. Maar ons jaar begin met mening en ons jaar begin met gesag. Maar het is lekker om te weet die Here het met elkeen van ons 'n plan. Ons het hierdie week wat verby is, het ons ook die week van gebed wat ons dan nou vanoggend ook tot afsluiting roep, as ek dit so kan stel. So ons kan ook met mening sê dat die Here ook op geestelike vlak die jaar met 'n spoed afskop. En ek dink vir elkeen van ons wat hierdie week hier was dit 'n geseënde week. Ek dink dit was goed om ook so by mekaar te wees. En ek wil vir almal, vir hom Christo in die besonder wat elke aand vir ons kom begelei het, elkeen wat saam kom gesels het, en vir elkeen in die besonder Heinrich wat my toegelaat het om hom herhaaldelik uit te haal, dankie sê. Dit was werklik waar, dit was 'n geseënde week, dit was 'n voorreg om so saam met elkeen te wees. Enkele afkondigings voordat ons verder gaan, daar is nie baie wat ek wil uitlig nie. Ek wil graag net uitlig, Plaaswyk 6 se wijksbyeenkoms is eerskomende Woensdag aand die 28ste Januarie by ons Kwakkele op Mooivlei. So neem asseblief kennis van dit. Ek is redelik seker van Tannie Joanne sal hulle verwelkom, al is hulle nie in Plaaswyk 6 nie. Laat haar dalk net weet julle is op pad, dat sy genoeg stoele kan uitsit. Maar ons is dan eerskomende Woensdag aand op Mooivlei, het Plaaswyk 6 dan 'n wijksbid hier. Dan eerskomende Dinsdag, die 27ste Januarie, is die kermisvergadering. Dit is nie net vir kerkraadslede nie. As jy wil kom help, asseblief, dis die plek om aan te meld. As jy 'n idee wil kom, wat sê mooi Afrikaans vir pitch, as jy dit wil voorhou aan ons, asseblief eerskomende Dinsdag aand om 6:00 in die kerksaal, is die kermisvergadering. As jy enige belangstelling het in die kermis of 'n bydrae wil lewer, meld asseblief aan Dinsdag aand by die kermisvergadering, dat ons die beplanning ook daar aan die gang kan sit, en dat ons 'n lekker kermis kan beplan. Dan ons het dit laas naweek ook genoem, ons het vakante posisies op die kerkraad, en ons wil dit graag onder julle aandag bring. As die Here dit op jou hart lê om aan te meld, asseblief steek jou hand op, kom saam, kom neem deel. Ons kort vir wijk H 'n ouderling, vir wijk E 'n diaken, vir wijk I 'n diaken, vir Plaaswyk 3 'n diaken, vir wijk D 'n diaken, vir wijk H 'n diaken, en vir Plaaswyk 2 'n diaken. So op die stadium byvoorbeeld blok H is heeltemal vakant. Daar's geen kerkraad verteenwoordiging vir blok H nie. So ek wil dit uitlig, want ons het redelik desperaat iemand nodig om die wijk in watter hoedanigheid ook al, maar ons het verteenwoordiging nodig vir ons wijk, want die kerkraadslede is my oë en ore op die grond om te help prioritiseer by wie om uit te kom, wat om aan aandag te gee en dies meer. So as ons nie kerkraadslede het nie, is die sisteem so bietjie gebreek, of het hy letsels. En ons wil kyk of ons dit kan aanspreek. So dit is vir ons as kerkraad 'n redelike groot desperaatheidspunt. Asseblief, bid daaroor, hoor by God wat hy op jou hart lê, en kom help ons dat ons dan ook in die gemeente kan bedien, en dat ons kan funksioneer, en dat ons met mekaar hande vat, om ook dan die gemeente se bediening te kan behartig. Dan by ons voorbereidingslys, ons is dankbaar, dit gaan eintlik met soveel mense al beter. Tannie Ina het ek nou vanoggend, om Fredie, waar sit oom? Ek het oom nou heel verloor. Ek het nou vanoggend afgelei, dit is nou nie in Januarie maand nie, maar Tannie Ina is met die dokters in gesprek rondom die behandeling wat sy moet doen. Tannie Hanlie Sauer is terug by die huis, oom Nico. Sy is terug by die huis. En in terme van die brande en die vloede wil dit my voorkom, die mense wat kan help, het nou al opgetree. Ek verstaan die back and close hier by ons, dit is nie om ligtelik op te neem nie, maar die wêreld is nog nie as nie, verstaan ek het reg? Julle moet my asseblief help, ek het in die stad groot geword, ek verstaan min van back and close hier. Maar nietemin, ons is bewus van die dinge wat aangaan. Ons is bewus, daar is plase wat kan doen met nog 'n bietjie reën. Ons is bewus, daar is
vee wat miskien kan siek wees, en ons is baie goed bewus daarvan, dat daar boere is wat eelt op hulle knieë ontwikkel, omdat julle hard bid op die oomblik. Ons hier op die dorp bid saam met julle. Ons kan dink dit is swaar. En dan wil ons net asseblief vra dat Christian van Skalkwyk se naam ook op die voorbereidingslys bygevoeg word asseblief, dat ons net aan hom en sy gesin dink, en dat ons hulle aan die Here opdra. Okay. Ons gaan gehoor, diegene van julle wat nou deur die week van gebed was, julle behoort nou die prentjie te kan voorspel. Skryf al jou planne in potlood en gee die pen vir Jesus. Kan jy hom plaas? Lucinda, jy smile. Dit is nie net vir die week van gebed nie, dit is eintlik vir alles in die lewe. Die mens wik, God beskik. Jakobus, kom nou julle wat sê, vandag sal ek gaan en ek sal dit en dat en ek sal handel. En Jakobus sê vir ons, moenie gaan as God nie gaan nie. Moses se woorde wanneer God vir hom sê, trek met die volk, en sê hy, Here, as u nie saam gaan nie, gaan ons nêrens nie. Is goed om te beplan, maar skryf jou planne in potlood en gee die pen vir Jesus. Baie goeie lewensraad. Kom ons word stil. Here ons God, ons loop baie male in kringe. Partykeer is die lewe so warboel, ons staan selfs op een plek in die ronde en draai. Miskien is hier van ons vanoggend, miskien is hier dalk net een iemand van ons. Maar die ervaring is dat die lewe op 'n afwaartse spiraal is. Miskien is hier iemand van ons wat baie opgewonde is. Maar Here, die een troos wat ons het in beide hartseer en in opwinding, is dat U met ons is dat U ons vang, dat U ons dra. En Here, hierdie wete maak dat ons miskien ons oë mag opslaan na die berge toe. En dat ons met tye mag vra, waar kom ons hulp vandaan? Maar elke greintjie van ons menswees skree dit. Ons hulp kom van die Here, die een wat hemel en aarde gemaak het, nog steeds behoed en bewaar. En die een wat vir ons kom sê, ek roep jou op die naam, elke haar op jou kop is getel. Die een wat ons herinner, as U selfs vir die kleinste wurmpie in die grond sorg, hoeveel te meer sal U vir ons sorg. Dankie Vader vir die voorreg om U teenwoordigheid te mag geniet. Amen. Gemeente, wees gegroet vanoggend in die naam van die Here jou God. Dis hy wat vir jou sê, daar is vir jou genade, daar is vir jou barmhartigheid, daar is vir jou vrede, daar is vir jou lewe in oorvloed. Want dit is wat hy vir jou bestem. Mag jy dit geniet, mag jy dit jou deel maak, want die God wat jou lief het, gun dit vir jou. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet. Ons gaan saam sing, Here Jesus, ek is klein, ekskuus ek het die verkeerde bord, Madrie, kan jy gou vir my een aangaan asseblief? Dat ek my liederenommers, maar ons sing ons liedere, ons sing vir ons eerste 2 liedjies, kan ons sit en sing, en dan vir Vonk 309, dan staan ons, wanneer ons dit saam sing. Kom ons sing saam. Here Jesus, ek is klein, maar
So ek sien ons het vanoggend 'n lekker klompie maatjies bymekaar. Nou maatjies, toe ek julle ouderdom was, my pa het gesit met so 'n snor oor sy lip en dan het hy met so 'n robotstem vir my gelees uit die kinderbybel uit. Maar daar was een storie daar binne, nee, dis 'n scary storie. En dis die storie oor 'n man met die naam Daniel. Wie van julle ken Daniel se storie? Is dit? Was dit Daniel wat die 5 klippies opgetel het? Nee, julle moet my nou help. Was dit Daniel in die leeukuil? Is jy seker dit was nie Dawid in die leeukuil nie? Seker, okay. Lyk vir my is 'n paar kinders wat hulle Bybels ken. Okay, so Daniel was in die leeukuil. Weet julle wat beteken dit? Daar was 'n gat in die grond. Nee, groot diep gat. Dan het hulle so swaar klip bo oor hom geskuif dat niemand kon uitkom nie. En binne in daai gat was daar 'n klomp hongerleeu's. Hoe gereeld het daai leeu's geëet? Is daar iemand wat weet? Yes. Min. Beslis minder as ek, want hulle was nie so gesond soos ek nie. Nou ons weet van Daniel, ons weet Daniel was in die leeukuil gegooi. Maar hier is die vraagie, wie van julle kan onthou, hoekom is Daniel in die leeukuil gegooi? Ja, Anje? Hoor julle dit? Hy het bly vir God bid. Nou as ons Daniel se storie gaan lees, en groot mense moet nie te veel worry nie, ons gaan hom nou lees, maar in Daniel hoofstuk 6 lees ons, dat die koning sê, almal moet vir hom bid. Nou dis die koning van Babylonië. Hy is 'n mens net soos ek, behalwe ek dink hy is 'n bietjie vetter as ek gewees. Hy is 'n mens net soos ons, nou wil hy hê, almal moet vir hom bid. En Daniel sê, nee, daar is net een God, en dit is Jesus. En Daniel gaan nog steeds, en elke oggend, elke middag en elke aand, dan gaan bid hy. Maar Daniel het ook nie net gebid nie, hy het so gebid dat mense kan sien, hy is lief vir Jesus. En toe kom hy in die moeilikheid daaroor. En toe sit hulle hom in die leeukuil. Het die leeu's hom gebyt? Nee. Nee? Hy het gebid dat die leeu se mond nie kan oopgaan nie. En ons lees dat die engel gekom het en dat die leeu se bekke toegesluit. Nou ek weet nie van julle nie, maar my hond se bek werk nie met 'n sleutel, so ek weet nie hoe die engel dit gedoen het nie, maar hy het dit reg gekry. En die leeu se bekke is gesluit. En toe die koning die volgende oggend kom en hy klop op die klip. Daniel, leef jy nog? Sê Daniel vir hom, "Yes, koning groot, ek leef nog. Liewe Jesus het my veilig gehou." Nou, hoekom lees ons hierdie storie in die Bybel? Kom ons vra so, is dit altyd maklik om die regte ding te doen? Nee, het is nie. Nee, is ook eers altyd lekker om te luister nie. Want partykeer wil ons eie ding doen. Soos byvoorbeeld Germant wat nou gister verjaar het en mamma sê nie, ons het nou genoeg verjaardagkoek gehad en papa is later aan saam met hom, net een stukkie nog. Nee, dis nie lekker om te luister altyd nie. Maar partykeer moet ons luister. En Daniel kom toe in die moeilikheid omdat hy die regte ding probeer doen. Nou baie keer dan voel dit vir ons kom in die moeilikheid en ons het niks verkeerd gedoen nie. Wie van julle dit al gehad, né? Waar is die maatjies? Wie van julle het al gevoel julle kom in die moeilikheid maar julle was nie verkeerd nie? Nee, ek het al in die moeilikheid gekom en dit voel vir my ek het iets verkeerd gedoen nie. Nou wat maak ons dan? Wat maak ons dan? Ons onthou dat liewe Jesus die leeu se bekke sal toesluit. Gaan julle hom onthou? Nee, almal gelyk, het voel vir my ek praat met die bakstene. Marco, is daar 'n paar wat nog asemhaal. Marco, ken die kinders nie hierdie game nie? Wat leer ons kinders? Ok, ek kan nie onthou om blikaspaai te speel, anders het ek. Ok, maatjies, TikTok, hallo, ding dong, al ons asem. Wat onthou ons wanneer ons in die moeilikheid kom? Kinderdiens, nee?
OK. Anje, wat onthou ons wanneer ons in die moeilikheid kom? Moet jy sê iets van ligte nie asseblief. OK. Wanneer ons in die moeilikheid kom, en het voel of die leeu's by ons is, dan onthou ons dat Jesus die leeu se bekke sal toesluit. Het ons hom? Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie dat ons kan weet, U sorg vir ons. Soos ons gesing het nou in die begin, ons is klein, ons weet nie alles nie, en ons het nog baie om te leer. Dankie dat U moeite maak om vir ons te leer. Ons vra, liewe Jesus, dat U ons sal help om dapper te wees soos Daniel, dat ons sal aanhou bid, en dat U ons sal leer om te vertrou soos Daniel, omdat U die leeu se monde sal toemaak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay. Maatjie, staan die Venien is vanoggend by julle? Venien, Mako? Sy is klaar hier agter. Goed. Maatjie, staan die Venien, wag al vir julle. Dis net die dominee wat so lank asem het. So almal wat wil Klederkerk toe kom, julle kan gou vorentoe kom. Tannie Venien gaan saam met julle kerksaal toe gaan. Reg. Goed julle, soos ons genoem het, ons is in die week wat verby is ons nou met die week van gebed doen. Ons het laas Sondag begin. En ons het laas Sondag gesê, ons vra die vraag, is daar iets soos te gebroke vir gebed? En as ek dan voel ek is gebroke, het die Here 'n probleem daarmee dat ek 'n gebroke gebed aanbied. Dit was die twee vrae op die tafel. Is ek te gebroke vir gebed? Is dit so dat God miskien 'n probleem kan hê daarmee dat ek 'n gebroke gebed opper? Tot ons laas Sondag begin gesels aan die hand van Hebreërs hoofstuk 10, waar ons sê dat God self vir ons 'n nuwe baan geweg het, tot in die heiligdom, deur die voorhangsel heen. Dis 'n nuwe weg wat tot lewe lei. En ons het gesê, ons kan met vrymoedigheid, ons mag met vrymoedigheid na God toe gaan. Hoekom? Want God nooi ons dan nou om met hom verhouding te hê. Hy vra ons om met hom in verhouding te staan. En nie net enige verhouding nie, 'n hegte verhouding, intieme verhouding. So ons kan met vrymoedigheid na God gaan, want hy het ons dan immers genooi. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Dis die beginsel. Maandag aand het ons 'n bietjie aan die hand van Psalm 22 gesels. My God, waarom het U my verlaat? Hoekom klink hierdie woorde so bekend? En ons het daarby uitgekom dat God vir ons sê, ons is die tempel. Tempel beteken blyplek van God. So as God binne in my bly en ek ervaar dat God ver is, wat is die enigste logiese afleiding wat ek kan maak rondom my ervaring van God is ver? Dis 'n valse gevoel. Dis 'n leuen. Hoe kan God ver wees as hy in my is? So die gevoel van God is ver is 'n leuen, want God is naby my. En ons het ook gesê dat die oomblik toe Jesus die woorde aan die kruis geuiter het, my God, waarom het U my verlaat? Het hy verseker dat geen een van ons ooit rede sou hê om dit met volle oortuiging te kan sê nie. Want dit is 'n gevoel, maar gevoelens kan bedrieglik wees. So die afstand is 'n leuen. Dis nie waar nie. Dinsdag aand toe vra ons mekaar die vraag, as daar afstand is en is dit net in my ore, Chris, of hoor jy dit ook? Moet ek eerder die handmikrofoon vat? Is jy alright? Great. OK. As ons dan praat rondom gebrokenheid,
Is daar iets wat God nie kan herstel nie? En ek dink almal van ons was eintlik redelik warm onder die kraag dat ek die vraag hoegenaamd gevra het, want ons het redelik onlangs, hier laat in laas jaar, toe ons gepraat het oor wie God is, toe het ons gesê, hy is nie die skepper nie, hy is die herskepper. En ek het agtergekom, almal is, maar Quentin, wil jy nou jou eie preek hier weerspreek? En ons gaan lees toe in Esegiel 37, waar Esegiel in 'n laagte staan met beendere wat al 'n geruime tyd dood is, hulle is droog. En God vra vir Esegiel, kan daar nuwe lewe in hierdie bene kom? Esegiel sê, hy weet nie, ons ken die verhaal. Die bene het na mekaar toe gekom, elkeen op sy plek, senings het gevorm, spiere het gevorm, vel het gevorm, maar daar was nog nie lewe in hulle nie. Hoekom nie? Want die gees was nog nie in hulle nie. Die Here sê vir Esegiel, tree op as profeet, hy beveel die gees, daar kom lewe. En God se woorde is, so sal ek met my volk maak. Ek sal hulle herstel. En so sê ons toe vir mekaar, as ons hierdie hartjie vat, en ons veronderstel, hierdie twee dele van die hart is metaal, hoe maak ons hulle een? Here Makwasi met 'n stuk staaldraad en baaltou. Nee, ons swys. Maar daar waar jy twee stukke metaal aan mekaar vaswys, bly daar 'n merk wat sê hulle is geheg. En ons verwys toe na dit as 'n letsel. Ons het letsels. Letsels is plekke waar jy reg gemaak is. So as ek 'n letsel het, hier op my arm het ek nou 'n paar. Wat is die doel van die letsel? Om my te herinner aan hoe gebroken ek was? Nee. Die doel van die letsel is om vir my te sê, kyk hoe genadig is God met my. God het my herstel. Toe vat ons dit 'n trappie verder en ons vra, as God alles kan regmaak, maak hy dan alles reg, of is daar plekke wat hy nie reg maak nie? Ons het redelik oortuigend gesê, daar is plekke wat God nie reg maak nie. Toe vra ons, hoekom? En ons verwys toe na die lamp. Ek jammer, die hele wat daai kant sit, kan seker nou nie lekker sien nie. Hier is 'n pot wat stikkend geslaan is, en weer aan mekaar geplak is. En daar's 'n lig wat deurskyn. En ons het gesê, dit wat God nie herstel nie, het hy herbestem. Hierdie pot gaan redelik useless wees as ek nou 'n plant in hom wil sit. Maar die pot maak 'n fantastiese lampshade. En het lyk mooi, vir my ten minste doen het. God herbestem. En as ons 'n bietjie terugdink, nie laas jaar se Pinkster, die een voor dit, toe ons gepraat het uit 2 Korintiërs uit, oor die breekbare kruike met die kosbare skat, en het ons gesê, die krake is daar, sodat God se lig deur kan skyn. So ons het redelike hersiening gedoen oor die afgelope 3 jaar saam, in die gemeente oor die laaste week. So is daar enige iets vir God onherstelbaar? Nee, daar is nie. Is daar goed wat God kies om nie te herstel nie? Ja, daar is sulke goed. Sodat ons saam met Paulus kan sê in 2 Korintiërs 12, daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Woensdag toe gesels ons verder. Ons het nou alles, ek kan met vermoedigheid gaan, die afstand is 'n leuen, niks is vir God onherstelbaar nie. So as ek nou 'n tekort ervaar, dan weet ek moet iets daaromtrent doen, en ons het uitgekom by die spreekwoord, 'n boer maak 'n plan. Nou, die uitspraak 'n boer maak 'n plan beteken ons geen uitdaging wat vir 'n boer onoorbrugbaar is nie. Ons maak 'n ding reg of ons kry om te werk. En ons het gevra, waar het ons die voorbeeld gekry vir dit? En ons lees toe Romeine 8. En Romeine 8 sê, God het klaar alles in plek, sodat ons net die ewige lewe tegemoet kan gaan. As God klaar alles in plek het, dat ons net die ewige lewe tegemoet kan gaan, hoekom sal ek dan nog ervaar dat ek te stikkend is, dat ek te swak is, dat ek te sleg is om met God te praat? Dis mos 'n leuen. Want Romeine 8 sê, niks kan jou van die liefde van God skei nie. Hy wil hê, jy moet met hom gesels. Donderdag aand kom ons by mekaar en ons vra toe, goed, hoe gaan ek hierdie besigheid benader? Ons gaan lees in Jakobus 4, en almal van ons het ons reggemaak het, ons gaan vashak by vers 6 en 7, sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. En toe hak ons vas by vers 5, ek wil het eintlik gou tot daar blaai, as hulle my net die oomblik sal vergun. Want ek dink, dis nog wel 'n vers wat ons maar kan onthou.
Jakobus 4 vers 5. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê? Nou lees dit saam met die res van die week. God het alles reggemaak, die tafel is gedek, die stoomtrekker die kos uit, wat bly oor om te doen? Sit aan en eet. Dis 'n warm somersdag, jy klaar jou baai-kostuum aan, jy is sonblok gesmeer, die water is lieflik, jou handdoek lê reg, daar is selfs vir jou 'n koeldrankie met ys in. Wat bly oor om te doen? Swem. As God alles vir jou reg gemaak het, om met hom in verhouding te kan staan, wat bly oor? Gee jouself heeltemal vir hierdie verhouding. Dis al wat oorbly, is gee jouself heeltemal vir hierdie verhouding. So dis alles wat ons tot dusver gesels het. En nou vanoggend, nou vra ons die vraag uiteindelik op die einde. Dis alles kriptiese woorde, maar as ons dink in terme van 'n verhouding, is dit ongelukkig so dat ons as mense dink aan moontlikhede hoe 'n verhouding kan beëindig. Wat as? Nee, ons trou buite gemeenskap van goedere, want wat as? Wat as een van ons bankrot speel? Wat as dit op 'n egskeiding uitloop? Wat as? Die uitspraak, moenie al jou eiers in een mandjie sit nie, want wat as? Ek weet my ma het gehaat as ek vir haar vra wat as, want sy het altyd vir my gesê, as is verbrande hout. Maar as ons gaan dink aan woorde soos einde, dan is die enigste woordskat wat daar by ons behoort te wees, wanneer ons dink aan ons verhouding met God, is geen einde. Of dan ten minste, terwyl ons in die tydelike bestaan is, wat ons weet, 'n mens word gebore en 'n mens gaan dood, jy het die vooruitsig van die ewige lewe, maar vir nou kyk jy vas in, ons word gebore, ons word groot, ons gaan dood. Kom ons hak dan by hom vas. As ons dan wil praat oor einde, wat moet in ons woordeskat oorbly? Tot op die einde. Tot op die einde. God is met my tot op die einde. En om een of ander rede dink ons dat die betekenis van God is met my tot op die einde, dink ons beteken mooi pad. Mooi pad ry. Afdraand. Hierdie pad is so glad, jy kan op 'n trapfiets sit en jy gaan nooit hoef te peddel nie. Dis party mense se gedagte. Is dit hoe geloofslewe werk? Hoegenaamd nie. Nie eers naby nie. So watse waarborg het ek dat God met my is tot op die einde? Daniël. Die verhaal van Daniël. En ek het nou hoofstuk 3 en hoofstuk 6 uitgelig, maar is eintlik die hele verhaal van Daniël. Kom ons oorweeg gou-gou. Daniël se verhaal. Hulle bevind hulle self in die ballingskap. Nou wat opgeloop het na die ballingskap, dis hoekom ek nou sê, ek gaan nie lees nie, want dit is net 'n geweldige lang storie. Wat gebeur het in terme van die ballingskap? Die Israeliete luister nie vir God nie, hulle is stout. Hulle is hardkoppig, hulle is weerbarstig, hulle is eiewys, sit jou eie adjektiewe by. God sê vir hulle, julle moet luister, want as julle nie luister, die gaan ek julle moed pak gee. Daar kom Babyloniërs, hulle ontvoer 'n deel van die volk, van hulle. 'n deel van Israel is weg. Hulle luister nog steeds nie. Die Babyloniërs kom 'n tweede keer en vat nog 'n deel van die volk weg, plunder die stad. Die Israeliete luister nog steeds nie. En die derde keer toe God die Babyloniërs stuur, toe brand hulle die stad en die tempel tot op die grond toe af. En die wat wel van Israel oorgebly het op die pynhope agtergebly, so afgesonder van hulle volk dat hulle uiteindelik geassimileer het met die heidense gelowe rondom hulle.
So Israel wat oorgebly het, was nie meer Israel nie. Dit kan ons met redelike oortuiging sê. En daar gaan Israel. Die beloofde land behoort nie meer aan die begunstigdes van die belofte nie. Dit is die ballingskap. Daar sit hulle in 'n ver land, in Babylonië. Die mense daar staan bekend as Galdeërs. Waar het God nou weer vir Abraham gaan haal? Kan julle onthou? Wie van julle kan onthou waar het God vir Abraham gaan haal? In Ur. Waar was Ur? Dit was die hoofstad van die land van die Galdeërs. Enige iemand het opgetel? Nee? Hulle gaan terug. Die verbond is nie net tot niet nie. Hy word heeltemal gereverse. Nou praat ons vanuit menslike perspektief, nie? Want God het gesê dis 'n blywende ewige verbond. Maar in menslike perspektief moet jy jouself indink, hier sit hulle terug na die plek waar die verbond die eerste keer gesluit is. Hulle is al die pad teruggevat soontoe. So hulle het God werklik verloor. Dis waar hulle sit. Bonnie M se liedjie klink dalk vandag mooi, maar as jy vat waaroor dit gaan, is dit eintlik nie so 'n mooi liedjie as ons sing By the Rivers of Babylon nie. Want die rede hoekom ons geweep het by the Rivers of Babylon is omdat alles wat ooit betekenis in ons lewe gehad het, is weg. Dis weg. Nou Daniel se mense sit hier in 'n tyd waar die Persiese ryk nog nie begin opkom het nie. So daar is nie sigbare hoop nie. Daar is nie sigbare uitkomkans nie, daar is niks. Die beloofde land is 'n ashoop. Die verhouding met God lyk soos 'n ashoop. En die Israeliete moet van vooraf leer om God te aanbid. Het hulle 'n goeie wegspring gehad? Nee. Hulle het nie 'n goeie wegspring gehad nie. Hulle hele vertrekpunt is, God is ver. Hulle hele vertrekpunt is, ons is stikkend. God wil nie met ons iets te maak hê nie, want ons is stikkend. En Daniel en 3 van sy vriende, hulle herdoopte name Sadrag, Mesach en Abednego. Ek wil nou 'n ander grappie gemaak het, maar dit kan wag vir 'n volgende dag. Die 4 van hulle bevind hulle self in Babylonië. Hulle is geseën deur God met insig, met onderskeidingsvermoë, en hulle sê, ons wil tot eer van God anders lyk. En in Daniel hoofstuk 1 tref ons al aan wat tot vandag toe onder die Jode gevier word as die Daniel vas. Hoeveel dae was die Daniel vas? Ek het tot vanoggend toe dit verkeerd gehad. Hoeveel dae is die Daniel vas? Wie sê 30? Niemand nie. Is dit omdat julle nie weet nie, of omdat julle nie wil raai nie? Die Daniel vas was 10 dae. Vir 10 dae het hulle net water en net groente gekry. En hulle het beter gelyk as al die konings se ander amptenare. Hulle was gesonder. Hulle was wyser. Daniel se besondere gawe was die uitleg van drome. Sadrag, Mesach en Abednego se besondere gawe is administrasie. So Daniel bly in die paleis by die koning as sy persoonlike raadgewer en sy vriende is in hoë posisies onder die administrasie van die Babyloniese ryk. Met ander woorde, die mense wat te stikkend is, hierdie mense wat te slegte wegspring het, word deur God aangewend. Hy seën hulle so dat selfs die heidene seën ervaar deur hierdie mense. Dit wil nogal gesê wees. Dit wil gedoen wees. En die koning sê, ek gaan 'n beeld oprig. 30 meter hoog, 3 meter breed. Suiwer goud. En elke keer as jy by hierdie beeld verbyloop, dan moet jy buig en hierdie beeld aanbid. En Sadrag, Mesach en Abednego buig nie voor 'n beeld nie, want hulle kniel net voor die lewende God.
Die straf hiervoor? 'n brandende oond. Die koning is so kwaad dat hierdie 3 vriende van Daniel nie wil kniel voor die beeld nie, dat hy die oond so warm maak, dat die mense wat hierdie 3 vriende in die oond moet gooi, buite die oond doodbrand. Onthou julle die storie? Daniel hoofstuk 3. Maar die 3 vriende, vasgebind, staan op en hulle loop in die oond in, en die volgende oomblik staan die koning op en hy dans en hy gaan te kere, want ewe skielik is daar 4 mense in die oond, waar kom die 4de een vandaan? En die amptenare sê, maar koning, ons sien nie wat jy sien nie, en die koning se antwoord is, dit lyk soos 'n hemelse wese. Ook bekend as? Nie almal gelyk nie, ook bekend as? 'n engel, né? Een van God se boodskappers, aangestel om hulle te beskerm. Wat lees ons van die oomblik toe Sadrag, Mesach en Abednego uit die oond uitkom? Hulle was so ongedeerd dat daar nie eers 'n rookreuk op hulle klere was nie. Die wagte wat hulle in die oond moes gooi, het doodgebrand buite die oond. Hulle kom uit, hulle klere ruik nie eers na rook nie. Wil jy nog steeds vir my sê, jy is te gebreek om te bid? Wil jy nog steeds vir jouself sê, jy is te gebreek om te bid? 'n mooi boere-Afrikaans, moet nie my snert vertel nie. 2 hoofstukke later, het ons 'n nuwe Babyloniese koning, meer arrogant as die vorige een, en hy sê, hy gaan nie eers 'n beeld daar sit nie, die mense moet voor hom buig. Hulle moet hom as mens aanbid. En wat doen Daniel? Soos sy gewoonte is, sy goeie geloofsgewoonte, gaan hy na sy huis toe, na sy gebedskamer toe, en 3 keer 'n dag, ons lei nou maar af, oggend, middag, aand, maar 3 keer 'n dag, bid hy. En wat opvallend is in Daniel hoofstuk 6, is dat ons, ek wil spesifiek die woorde kry, ok, ekskuus, ek gaan nou julle ophou. Maar wat opvallend is van Daniel se gebed, is daar word gesê dat Daniel God geprys en geloof het, en gedien het. Daniel het nie na God toe gegaan en gesê, Here, ek hakkel nie. Hy het nie na God toe gegaan en gesê, hierdie laaste droom was 'n moeilike een nie. Hy het uit en uit gegaan om vir God te sê, Here, dankie vir wie U is. Dankie vir wie U is en die voorreg om te geniet wie U is. Dit was die som totaal van sy gebed, is dankie Here vir wie U is. En wat het Daniel gebid, na hulle hom die leeukuil uitgehaal het? Dankie Here vir wie U is. Maar waar het hierdie gebed van Daniel die meeste gesag gedra? Daar binne die leeukuil. Daniel kon nie maandag sien, hy kon nie sondag sien, hy kon geen uitkoms sien nie. Hier rondom hom, weet hy nie, is dit die leeu se maag wat grom, of is dit die leeu wat brul nie. Hy weet nie, kyk hy in die donker in, of kyk hy in 'n leeu se keelgat af nie. En wat bid Daniel daar? Dankie Here vir wie U is. En wat sien ons in die verhaal van Daniel en sy 3 vriende? Tot waartoe was God met hulle? Eindtyd. Eindtyd, dwarsdeur. En in die ewigheid nog steeds. Dieselfde 4 mense wat lid is van 'n volk wat God se belofte opgesê het. Wat gestaan en kyk het toe die tempel die simbool van God se teenwoordigheid tot op die grond toe afbrand. Lede van 'n volk wat letterlik 'n stempel oor hulle het wat sê SABS afgekeer. Mense wat werklik gebroken is. En God kom na hulle toe en hy sê, ek is met julle.
tot op die einde en verby. En 3 weke terug, toe sit ons in hierdie selfde gebou en ons praat oor Job. En daar op die ashoop het Job gesit. Hy het alles verloor. En wat was die boodskap van Job? Een ding het ek nog. Onthou julle dit? Wat is die een ding wat ons nog het? Die oortuiging, God is met my. Daar in die oond, wie was die 4de figuur? Het was God. Daar in die leeukuil, wie was die een met die sleutels vir die bekke in die hand? Dit was God. Daar waar jy sit, in jou spreekwoordelike oond, in jou spreekwoordelike leeukuil, waar het vir jou voel, jou gebede slaan teen die plafon vas, wat het jy? Jy behoort net een iets te hê, want dis al wat jy nodig het. Die wete God is met jou. Slaan jou gebed in die plafon vas, dis alright. Laat ricochet hom dan sommer van die mure af ook, want dan bid jy reg rondom God. En hy hoor elke ego. Sit jy dalk in 'n donker kamertjie en jy wens jy het geweet wat om te bid, dis alright. Sit daar, bly stil. Want die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie in woorde gesê kan word nie. Romeine 8:26. Ons het dit herhaaldelik geken in hierdie week. Voel dit vir jou die moeilikheid hap jy agter jou hakskene vas? Jy's te besig om weg te hardloop om te bid. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Staan die duiwel te en hy sal van jou af wegvlug. Hoe staan ek die duiwel te? Deur te nader tot God. Gaan dit maanskyn en rose wees? Nie eers naby nie. Ouens, dis iets wat ons mis. Hoe harder ek probeer om te nader tot God, hoe harder probeer die duiwel om my te keer. Dis die basiese konsep van geestelike oorlogvoering. Dit is waarmee jy die heeltyd besig is, of ten minste behoort te wees. Geestelike oorlogvoering. So, ek het dit al gesê, en ek sal dit aanhou sê, tot dit in elke huis die geval is. Gaan tik vir jou die woorde van Efesiërs 6 vers 10 tot 20 uit. Groot, sigbaar. Plak dit iewers op, waar jy ten minste een keer 'n dag onvermydelik daar moet verbyloop. En sien die woorde raak, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God jou gee. En trek jouself aan voor jy by jou huis uitgaan. Sit vir jou die helm van verlossing en die borsharnas van vryspraak aan. Trek vir jou die bereid om die evangelie te verkondig aan as jou skoene. Vat jou geloof as jou skild en vat jou woord as jou swaard. Want jy moet weet, dis 'n stryd. Die kans is goed, jy gaan voor 'n oond kom. Die kans is goed, jy gaan vanaand jou aand begin in 'n leeukuil. Want daar's een ding wat 'n selfs beter kans het as al hierdie goed. En dit is die kans dat God jou daar gaan uithaal. Dis nie 'n voorspoedsteologie nie. Hierdie preek gaan nie daaroor om vir jou te sê wat ook al fout is in jou lewe, dit gaan regkom nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Hierdie preek is meer Psalm 23 vers 4. Selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Want ek dink almal van ons ervaar dit op een of ander manier. Op een of ander manier is almal van ons in ons eie dal van doodskaduwee, in ons eie oond en ons eie leeukuil. Maar soos wat Sadrag, Mesach en Abednego in die oond rondgeloop het, kan ons ook begin kyk en sê, Here, terwyl ek hier binne is, kan ek daai hoekie uitvee, hy is vol stof. Want wat ook al ons doen, sê Kolossense 3, doen dit van harte asof vir die Here. Dis nie veronderstel om maklik te wees nie. Die tye wat dit maklik is, beter jy op jou knieë val en die Here dankie sê. Want jy weet nie hoe lank dit gaan wees voor jy weer 'n maklike oomblik het nie. Om God te loof is moeilik. Om God te dien is moeilik. Jy gaan omtrent altyd gebroken voel. Maar jy het altyd die oortuiging, daar bestaan nie iets soos te gebroken nie.
Want een ding sal jy altyd hê. God is vir jou. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self getuig vir hulle. Een ding het jy. En dis die belangrikste ding wat jy ooit sal hê. God is vir jou. God is met jou. Leeukuil, doodskaduwee dal, irrelevant. Want daar is een realiteit groter as dit allemaal. Jy weet wat het is. Amen. Here ons God, dankie Here dat ons kan leef met hierdie oortuiging. Hierdie een oortuiging wat groter is as enige ander oortuiging. En Here, dit is nogal moeilik om hierdie oortuiging vast te hou, want die leeu staan letterlik in ons gesigte met hulle bekke oop. So voel dit baie keer. Ons voel al die hitte van die oond af aanstroom. Maar Here, dan dink ons aan Esegiel, in daai laagte, en U belofte dat U nuwe lewe bring. En Vader, ons wil vanoggend om vergifnis smeek dat ons hierdie nuwe lewe eintlik so min maak as ons dink dit moet voorspoed hier op aarde beteken. Here, want wat gaan 'n paar duisend rand in die bankrekening nou vergelyk met strate van goud in die ewigheid? Met 'n plek waar die son, die maan en die sterre nie nodig is nie, want U lig skyn oor ons. Vader God, hoe vlak van begrip kan ons nie wees nie. Dankie Vader dat U moeite doen om ons diepte te gee, om ons insig te gee. Dankie dat U weier om op te gee op ons. Dat U bereid is om elke keer nog 'n keer te probeer. U is lankmoedig, U is sagmoedig en U is dit alles vir ons en U is dit alles met ons. En Here, mag ons werklik waar besef dat wanneer ons U opsoek, staan ons die duiwel te en mag dit 'n voltydse onderneming wees vir elkeen van ons. Klee ons as dit U wil is, Here, asseblief met U wapenrusting. Rus ons toe met U onderskeiding en met U wysheid. Help ons om gemeente te wees tot U eer. Help ons om mens te wees tot U eer, Here. Want U het ons immers geskape as U beeld en U verteenwoordigers. Mag ons hierdie taak ernstig opneem en mag ons soek om U te eer in elke gang van die lewe. Vergewe ons, Here, wanneer ons tekorte kweek waar hulle nie daar is nie. En mag U almagtige herstel met ons wees waar ons gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te eer met ons offergawes.
eintlik nou so 'n bietjie buite die erns van die oomblik. Die storie word vertel van die seentjie wat inskryf vir 'n Bybelvasvra kompetisie. En hulle weet Daniel se 3 vriende is die een wat hy verskriklik sukkel om te onthou. En hy gaan skryf toe die antwoord hier binne op sy onderbroek se rek neer. En die aand toe die onderwyser die vraestel terugkry, toe kry Jannie se vraestel en daar word vraag nommer 1: wat was die name van Daniel se 3 vriende? Sadrag, Mesach en Junior Jockey. So. Sommer net so ligtelikheid om ook daarbij aan te sluit. Mense, ek dink die erns van wat ons vandag gesels het, kan hoegenaamd nie oorskat word nie. Tot op die einde toe. Selfs wanneer dit moeilik is. Een ding het jy altyd. Die oortuiging, God is met jou. God is met jou. Moenie vaskyk in omstandighede nie, moenie vaskyk in gevoelens nie. Gevoelens is bedrieglik. Gedagtes ook. Kyk vas in God. God is ewig. En hou vas aan hom. Ons sluit ons week van gebed af. Ons het elke keer ons afgesluit met vonk 204 en ons bid dit 'n laaste keer oor mekaar. Mag die vrede van ons Hemelvader, die genade van sy Seun ons Heer, die gemeenskap met die Gees van waarheid oor ons harte, daar waar ons voel en verstand, daar waar ons dink, regeer, sodat ons in God se teenwoordigheid mag bly. Kom ons staan en dan sing ons saam. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.